Goeiemiddag mevrou. Baie dankie dat mevrou bereid is om met my te gesels oor my prestasie-evaluering. Ek wil graag op 'n respekvolle en professionele manier sekere aspekte bespreek waarmee ek nie heeltemal saamstem nie. Middag Mariaan, ek is baie dankbaar dat jy dit op 'n professionele manier wil hanteer. En kom ons kyk dan na die punte wat jy graag vir my wil uitlig. Dankie mevrou. Die eerste punt waaroor ek nie saamstem nie, is die positiewe leer en onderrig omgewing. Mevrou het vir my 'n totale punt van 7 gegee, wat beteken dat ek nie aan die minimum standaarde voldoen nie, terwyl ek voel dat my klaskamer wel aan die vereistes voldoen. Kan jy dan vir my bietjie meer uitlig hoekom jy voel daardie 7 is nie die punt wat jy eintlik verdien nie? Ek hou my klas altyd netjies en georganiseerd. My tafel is in die middel van my klas sodat ek oogkontak met my leerders kan maak. Daar is genoeg spasie in die rye en ek gebruik verskillende visuele hulpmiddels en plakkate wat ek gereeld verander om by die temas aan te pas. Ek stel ook duidelike roetines en reëls op sodat die leerders die leeruitkomste kan bereik. Ek fokus ook nie net op akademiese onderrig nie, maar ook op die leeromgewing. Ek luister altyd na die leerders se vrae en hulle insette. Ek probeer om dit altyd te beantwoord op 'n geduldige manier, sodat ek hulle kan aanmoedig om hulle opinies en idees met my te deel. Ek maak ook van duidelike instruksies gebruik en verduidelik konsepte op 'n manier wat vir die leerders verstaanbaar is. Dankie Mariaan, ek hoor wat jy sê. En dit klink of jy regtig baie moeite doen met jou klasorganisasie, dat dit gestruktureerd is en bevorderlik is vir leer. En dis moontlik dat ek nie tydens my besoek dalk alles so kon waarneem nie. En ek is dankbaar dat jy dan na my toe gekom het om met my hieroor te praat. Ek was dalk vir 'n te kort rukkie in jou klas gewees om dit alles te raak te sien. Jou terugvoer help my dus om 'n baie meer vollediger prentjie te kry van wat werklik in jou klas gebeur. Ek verstaan dit 100% mevrou. Dit kan moontlik wees, maar ek het ook foto's van my klaskamer uitleg, asook my klasreëls wat ek kan wys as bewys van hoe ek dit implementeer. Dankie Mariaan, dit help my baie as jy hierdie visuele bewyse het, want ek kan dit dan ook gebruik om 'n meer vollediger en 'n beter verslag dan vir jou op te stel en 'n beter beeld kan ek dan ook kry oor jou klaskamer praktyk. Jy is welkom om dit dan aan te heg by jou grief wat jy indien en dit wys vir my, hierdie dinge wys vir my alles dat jou werk en jou beroep vir jou baie ernstig, dat jy dit ernstig opneem en ek sal dit graag wil deurgaan sodat ek weer 'n beter puntetoekenning wat regverdig is kan gee en dat ek ook dit alles kan herevalueer. Het jy enige kommentaar dan op jou prestasiestandaard 2? By prestasiestandaard 2 wat handel oor kurrikulumkennis, lesbeplanning en aanbieding het mevrou vir my 'n totale punt van 12 gegee wat ek voel nie 'n ware weerspieëling is nie. Ek is bereid om altyd my lesse goed voor te berei met verwysing na die CAPS dokumente. Ek maak ook van verskillende onderrig en leermiddels gebruik. Ek maak my lesse wat ek aanbied gebruik van PowerPoint aanbiedings, YouTube video's, die handboek, plakkate en visuele hulpmiddels om die lesse wat ek aanbied lewendig te hou. Ek begin meestal met 'n kort inleiding, verduidelik dan stap vir stap die inhoud van die vak en dan sal ek met 'n opsomming afsluit as ook 'n vraag en antwoord sessie. Ek hou ook volledige rekords van my lesbeplanning en assesserings. Al my les is op datum en is goed georganiseer. Baie dankie Mariaan, ek kan duidelik sien dat jy alle strukture in plek het en dat jy baie moeite doen met lesvoorbereiding. Dankie mevrou, dit is vir my baie belangrik dat my werk reflekteer dat ek professioneel en doelgerig werk. Dankie vir al jou verduidelikings tot dusver en kom ons beweeg dan oor na jou prestasiestandaard punt nommer 3. By prestasiestandaard nommer 3 wat handel oor leerderassessering en prestasie,
het ek 'n totale punt van 7 ontvang. Ek stem nie saam daarmee nie, want ek gee altyd betyds terugvoer op assesserings. Ek gee nie net aan die leerders hulle punte nie, maar ek werk saam met die leerders deur die vraestelle, sodat die leerders kan sien waar hulle foute gemaak het en waar hulle dan nog kan verbeter. Dit help my ook om te sien in watter areas ek moet heronderrig. Ek maak 'n gebruik van verskillende assesseringsvorme, soos kortvrae, mondelinge werk en praktiese aktiwiteite. Ek hou ook 'n Excel spreadsheet by waarin ek kan sien hoe elke leerder by elke vraag gevaar het, sodat ek kan bepaal in watter areas daar nog hindernisse ervaar word. Ek verstaan nou beter. Dit is baie duidelik dat jy hierin ook baie moeite doen met jou assesserings en dan ook daaruit kan bepaal watter areas die kinders nog ondersteuning in benodig. Ek sal voor dat ons weer 'n moderering doen en dan kan ons seker maak dat jou punte wel reflekteer met dit wat in jou klaskamer aan die gang is. Baie dankie mevrou, ek sal dit baie waardeer as ons dit so kan doen. Ek wil net hê mevrou moet weet dat ek nie vra dat die punte sonder evaluering verander moet word nie, maar dat dit wel eerlik en objektief gemodereer word. Ek verstaan heeltemal en weer weet net dat ek jou professionaliteit regtig hoog waardeer en jou houding ook, hoe jy dit aangepak het, jou bereidheid om met my daaroor te kom gesels en seker weet definitief seker dat ons hierdie saak nie gaan los nie, maar dat ek daaraan gaan werk en dat ons regtig dit sal herevalueer en dan ook dat dit werklik 'n weerspieëling is van dit wat in jou klaskamer gebeur. Dankie mevrou, ek waardeer dat mevrou tyd vir my gemaak het en dat ek openlik met mevrou hieroor kon praat. Baie dankie Mariaan en weet my deur staan altyd oop as jy ietsie met my wil kom bespreek en as jy voel dat dit nie 'n regverdige en objektiewe manier was hoe die evaluering geskied het nie. Ek waardeer dit dat jy bereid is om met my daaroor te kom gesels.